Man in die rolstoel, episode 11. Met 'n klein bietjie hulp van Louis Stein parkeer Rion sy stoel langs die tafel by die braaiarea agter in Carmen se tuin. Gelukkig is sy dadelik terugkom by huis toe nadat sy seker gemaak het dat die manne gemaklik is met mekaar en elkeen met 'n drinkding in die hand sit. Want as sy in daardie stadium 'n paar sekondes langer na hom gekyk het, weet Rion sou sy gesig al sy konsternasie en ontsteltenis verraai het. Oud kollega Louis se teenwoordigheid hier in haar huisie het hom weer laat onthou van een van die aakligste plaasmoorde waarin hy in sy hele polisieloopbaan uitgeroep is. Hy was toe al kaptein, speurder by moord en roof. Louis, wat 5 jaar jonger as hy was sergeant, nog in uniform, ook by Brooklyn polisiestasie. Die uniform ouens wat mos gekom en gegaan het, daarom het Rion hom nie te veel gesteur aan sy juniors nie. Hy het selde saam met hulle gekuier. 'n Kaptein in die speurdiens se roetine het anders gelyk, en hy was nie die kuier tipe nie. Maar natuurlik sou die ouens gepraat het van die mooi jong, sielkundige berader, wat in dieselfde gebou as hulle begin werk het. Blykbaar sergeant Stein se mooi vroukie. Wel kry vir julle, Rion doen nie mooi nie. Hy doen slim en ambisieus. Dat die fotograaf, wat in daardie stadium 2 jaar ouer as hy was, sy volle aandag geniet het. 'n aantreklike vrou en ook aan die swat deur Enisa. Sy was sy spanmaat wanneer daar 'n saak was om te ondersoek, sy studiemaat met wie hy voor die boeke deurgebring het, totdat hulle saam graad gevang het, en tussendeur sy bedmaat wanneer hulle nie self morsdood gewerk het nie. Corneille Steenhuisen. Dit was verstommend hoe hulle toekomsplanne en idees ooreengestem het. Veral in die stadium toe sy stadig maar seker aan hom begin erken het, dat sy net so lank en aanhoudend as hy na 'n sogenaamde sterk en intelligente vrou kan kyk. Ok, dankie, dit was die einde van daardie kort maar produktiewe stadium in sy loopbaan, behalwe dat hulle twee steeds spanmaats gebly het, tot aan die einde van sy loopbaan daar. Dat sy by was op die dag toe hulle uitgeroep is na 'n liederlike plaasmoord in Delmas. En dit beteken dat daardie jong vrou, wat so ontredderd daar met 'n kombers om haar lyf en so half oor haar kop gesit en ruk het van die skok, dan Carmen Stein was. Dit het oor die radio gegons van die oomblik waarop hy en Corneille in die wit en blou polisie Opel vanuit Brooklyn weggespring het. Sergeant Louis Stein se vrou en haar familie was die slagoffers van hierdie plaasmoord. Louis en 'n klomp kollegas het in daardie stadium in Limpopo gaan skiet. Hy het gehoor dat die man pas uitgevind het dat sy vrou verkrag en seer gemaak is, en dat hy nou soos 'n besetene van daar af aangejaag kom. Dit was 4 uur in die nag, toe hy en Corneille uit Pretoria weggejaag het. Rion sien die moordtoneel nou weer voor sy geestesoog, asof hy gister daarheen uitgeroep is. Mense moenie vir hom probeer vertel dat daar nie 'n verskil tussen plaasmoorde en ander moorde in die wêreld is nie. Hy en Corneille was op vele moordtonele saam, maar nêrens anders vloei daar meer bloed as wanneer 'n boer en sy gesin geslag word nie. Hy het net een kyk na die bebloede vrou daar op die huis se stoeptrappe gegee. Jy kyk nie onnodig nie, veral nie as jy weet watter trauma iemand deur die nag deurgemaak het nie. Jy doen verkieslik net jou werk, maar elke greintjie menswees en jammerte in hom het uitgereik na die slagoffer wat saam deur dit alles was en dit oorleef het. Net. Hy is nie 'n dokter nie, maar op daardie stadium het hy gedink,
As daar nog een druppel bloed uit die wond aan haar kop loop, sterf sy net daar voor almal se oë. Uniformpolisie van die omgewing was gelukkig reeds daar. 'n Jong vroue konstabel met noodhulp, wat 'n handdoek om haar gesig en kop kom vou het. Rion en Corneille is na die oorledenes toe, die liggame wat oral versprei was. Tussen hulle het hulle ongeveer 500 foto's geneem. Dit is die voordeel van digitaal. Met plastiek oor hulle voete en skoene is hulle daarna die huis in om na DNA en ander goed te gaan soek. Vingerafdrukke. Een van die repokkers het daar doodgelê, geskiet. 'n End verder van die huis af in die gras was daar blykbaar nog een waarna toe hulle later is. 2 van die 3 wat na die tyd agtergebly het, vir 'n bietjie pret met die jong vrou daar. Rion het later gehoor dat dit sy was, Sergeant Steyn se vroukie, wat die skietwerk gedoen het. Carmen dus. Nooit in 1000 jaar sou hy kon raai dat die vrou vir wie sy hart daardie dag gebloei het, die een is wat nou oorkant die straat van hom woon he. Rion teug stadig aan sy bier en toe kyk hy reguit na Louis. Duidelik is die man se kop op dieselfde plek as waar syne nou 'n draai gaan maak het. Louis het nog nie eens sy eie bierbottel oopgemaak nie. Hy skud sy kop skielik, asof hy uit 'n droom wakker word. Toe vra hy reguit, weet sy, Rion? Weet sy wat? Dat ek die moord- en roofspeurder was, wat al die getuienis daar moes gaan versamel? Nope, hoe sal sy weet? Ek het self nie besef dat sy die Sergeant Steyn was nie. Mense onthou nie gesigte nie. En jy, Rion skud sy kop weer, hy kan en wil steeds dit nie glo nie, en toe spoeg hy die woorde uit. Buitendien, ek het nie eers 10 liter bloed uit 'n wond aan my kop oor my gesig voel loop, en dit in my oë gekry, voordat ek na mense moes kyk nie. Shit, Rion, steun Louis, en toe voeter hy die tafel met die F-woord, 3-4 keer agter mekaar, voordat hy na die hoek van die erf toe loop. Uiteindelik kom hy terug en gaan sit vir 'n kort oomblik. Jy weet, dit was die ergste ding wat in ons lewens kon gebeur. Miskien sou dit beter gewees het as hulle haar daar doodgemaak het. Nee, wees dankbaar, keer Rion. Waarvoor? Omdat hulle haar vrouwees daar gesteel het? Hemel, Louis, dit is nie weg nie. Sy's 'n pragtige en 'n kosbare vrou. Miskien moet sy dit net eers weer besef. Na 15 jaar, vergeet dit man. Louis vlieg weer op en gaan kyk by die kombuisdeur in. Ek is nou daar by julle, roep Carmen. Ek gesels net gou met my broer en skoonsis. Hulle ry môre mos see toe. Nee, dis okay. Moet ek jou vuur so lank aansteek? Vra Louis. Nee, jy los my vuur uit, Louis. Die man lag maar net effens en gaan sit. Uiteindelik sit hy die bier terug in sy koelhouer. Hy haal 'n bottel KWV uit en skink daarvan in 'n glas op die tafel. Hy stop verby half glas. Toe smyt hy ys in, 2 volle yse, want hy moet plek los vir Coke, 'n hele 1 vinger, tot Coke. 'n Jammer dat ek leef, druppeltjie Coke, en 'n glas vol brannas, wat hy met 1 teug in sy keel afgooi. Jy voel nog vir haar? Steek Rion sy voelers uit. Die ding het julle huwelik gekos, nie waar nie? Ja, dit het, maar ek voel nie meer vir haar op daai manier nie. Ek is nou net jammer vir haar. Ek het nie die vrou geken wat ander kant daardie ding uitgekom het nie. Sy was in 'n kokon, sy was bewapen, en as jy vir haar gekyk het, het sy ontplof. Louis kyk verbaas na die glas in sy hand. Hoe kon die ding op hom gaan staan en leeg raak? Maar dan moet ek bieg, ek was 'n slegte man, Rion, 'n bliksem. My geduld het opgeraak. Ek wou nog my vrou by my hê,
en sy kon dit nie meer vir my gee nie. Sy's koud, man. Koud soos hierdie fucking ysblokkies. Hy haal 'n handvol ys uit en gooi dit op die plaveisel stikkend. Daarna skink hy nog 'n glas vol ligbruinis. Shit, jy gaan nie vanaand ry as jy daai ook in jou keelgat afgooi nie, paai Rion met hom. Natuurlik gaan ek ry. My ouers se huis is nog net hier ander kant in Gastfontein. Buitendien, waar dink jy gaan ek 'n bed kry om in te slaap? My ex-vrou sal eerder 'n blerrie hond in haar huis toelaat as 'n man. Louis, ek is jammer as my teenwoordigheid vanaand vir jou ou wonde kom oopkrap het. Miskien moet ek huis toe gaan, sodat jy en Carmen alleen kan kuier. Louis druk sy hand in sy gesig, toe steun hy. Nee, shit, Cappy. Ek is jammer. Dit was net skielik die onthou met jou hier. Mens sit dit agter jou en dan word jy herinner. Dis nie teen jou gemik nie, dis teen die hele situasie en ek en Carmen, ons is nie meer saam nie. Asseblief, kry dit in jou kop. Ek verstaan my ou maat. Amper wou die ding my ook vanaand gevang het. Ek kan net dink hoe erg dit vir jou moet wees, sê Rion. Hulle hoor hoe Carmen in die kombuis groet en Louis gooi die helfte van die drank in sy glas op die grasperk uit voordat hy vra, Rion, asseblief, kan ons asseblief nie dat Carmen vanaand uitvind dat jy daardie dag die speurder was op die toneel nie? Asseblief man. Dis reg, ons praat nie weer daaroor nie, antwoord Rion. En jy slaap vanaand daar oorkant by my. Ons los jou kar hier in Carmen se erf. Dit is Desember, man. Hier is padblokkades oral. As hulle vir jou vang, gaan hulle vir jou toesluit. Wel, ek moet nog my goed by my maale gaan haal en dan moet hulle my lughawe toe vat. Ek vlieg môremiddag terug, onthou. Wil laat weet aan my jou mense dat jy 'n ou vriend raak geloop het en dat ek en jy gaan deurnag. Jy kan jou goed môre daai kant gaan haal. Dankie. Louis haal sy selfoon uit en hy bel. Hy kan nie nou bekostig om iewers in die selle in Afrika te beland nie. Sy job in ander land is mos in die gedrang. En nadat hy met sy mense gepraat het, lyk hy 'n klein bietjie kalmer as tevore. Veral toe Carmen uit die kombuis kom met 'n bak aartappelskyfies, 'n lekker doopsous en 'n Jack Russell hondjie wat tussen haar voete deurglip om in die agterplaas te gaan snuffel en 'n drolletjie te maak. Carmen raak ewe behendig met die vuur daarby hulle besig. Terwyl hy haar dop hou, neem Rion nog 'n sluk van sy bierbottel. Sy binneste is self nog steeds aan die ruk oor wat sy deurgemaak het. Hy beskou haar ietwat tenger postuurtjie. Vir die eerste keer sien hy die letsel aan die bokant van haar linker wenkbrau, daardie diep snymerk. En toe die letsels aan haar hande en arm, alles wonde van daardie nag. En hy wens om haar teen hom vas te hou en te koester, en sodoende al die pyn en seer wat ooit weer na haar kant toe kan kom, met sy eie lyf van haar af weg te keer. En jy, Rion, so wat 'n frek het met jou gebeur? Dis sleg om jou so te sien in hierdie rolstoel. Rion sien hoe Carmen se hande bewe, terwyl sy mik om die vuurhoutjie te trek, wat haar aanstekers moet laat brand. Miskien wag sy ook om te hoor, anders dink sy dalk dat Louis vreeslik ontaktvol is. 'n Ligte paniek stoot in Rion op. Wat moet hy sê? Karongeluk? Dalk moet hy sê dat hy van die dak afgeval het, dis 'n baie goeie idee. Of 'n duikongeluk? Nee, Babs is reg, plaas daarvan dat hy sy storie agter mekaar gekry het. Los dit, Louis, sê Carmen egter sag. Nie almal wil oor hulle hartseer dinge praat nie. Nee, dis reg, keer Rion. En toe voeg hy net so terloops by. Ek het mos van 'n vervlakste
perd gaan staan en afval. En daar trek Carmen die vuurhoutjie, en 'n rukkie later brand die vuurtjie ewe gesellig daar in haar vuurmaakplekkie. Wanneer Louis vir homself sy 3de brandewyn en coke skink, maan Carmen ook, jy gaan nie ry as jy jouself onkapabel suip, nee Louis, hier is polisiepadblokkades dis Desember. Nee, ek gaan nêrens heen nie. Rion het gesê, ek kan daar by sy plek gaan oorslaap. OK, sy kyk van die een na die ander, asof sy 'n onheilige samesweerdery tussen hulle begin optel. En Rion dink, as dit so is, weet sy nie eintlik hoe reg sy is nie, want later vanaand gaan hy vir Louis in sy vertroue neem en vir hom vertel hoekom hy eintlik hier is en dat die rolstoel net 'n dekmantel is. Word vervolg.